stikkende. Halleluja, dit lyk niks gaan regkom nie. Halleluja, maar wat ek weet deur die woord vanaand. Halleluja, ek daar genesing en dit my verantwoordelikheid vanaand as om die woord te vat. Halleluja, en dit in my hart in te plaas. Halleluja, sodat ek genesing kan kry. Halleluja, laat genoeg wat jy op 'n plek, halleluja, waar God jou nie wil hê nie. Jy weet nie hoe jy daar kom nie. Sê die Here moet ek vanaand vir jou sê, maar hy sê deur my woord. As daar genesing. Jy hoef nie net siek te wees om genees te word nie. Jy moet ook innerlik genees word. Halleluja, sodat die Heilige Gees sy regmatige plek in jou kan inneem. Halleluja. Nou, dit is my voorreg vanaand. Ons is stikkende mense wat die Here heel gemaak het. My lewe was heeltemal stikkend. Ek het nooit in my wildste drome gedink dat ek voor mense sal staan nie. Maar toe die Here my heel maak en hy vir my sê, boy, jou genesing is vir jou verantwoordelikheid. Jy kan nie iemand blameer vir jou genesing nie. Baie mense blameer mekaar en sê, dis deur jou wat ek afvallig is. Jy kan nie hy persoon blameer nie. Jou opstaan is in jou. Kan ons hande by mekaar sit vanavond? Kan ons hande by mekaar sit vanavond? Halleluja. Kyk weg na die hemel. Nou dis my voorreg om Bishop Apostel vanaand aan die woord te kan sit. Kan ons die man van die Here 'n lieflike handeklap gee? Kan ons die man van God 'n handeklap gee? Halleluja. Wanneer 'n mens stikkend is, dan het jy hulp nodig. En Bishop bring vanaand vir ons 'n woord wat vanaand my en jou gaan genees. Hoe wat Bishop gee by die werk. Staan iemand op en hy bedien ons met die oggendgodsdiens. En wanneer jy moet nou mooi luister. En die manne murmureer in hulle harte. Hulle sê nee, hy kan nie vir ons bedien nie. Maar hy staan nog. Daar en daar en daar en daar. En ek kyk so en ek luister hoe murmureer hulle. En ek kry 'n geleentheid om iets te sê. En ek sê vir hulle, dit is nie die persoon nie. Dit is nie hy nie. Maar dit is die woord wat vir my mees belangrik is. Ek kan nie sy foute sien nie. Maar ek sien die woord wat na my toe kom. Want dit is die woord wat heel. En dit is die woord wat gesond. Hulle kyk my so, hulle sê, hoe sê jy? Ek sê ja. Ek sê ons almal sondig. Maar dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Wat hy gister gedoen het, is niks met my te doen. Die woord is belangrijk. Kan ons die Here net prys? Halleluja! Bishop. Reprosekete rihanda bosi handolo ribanda la bosika ribanda la bosai rakandala sakari handelo bosaka rabande. Ik wonder of iemand kan staan en de Here 'n prys kan gee vanaand. Kan die kerk staan en die Here prys? Yes, Lord. Om die ik zal moet minder voor.
sodat U meer kan word. Ons sal moet wonder God, sodat U meer kan word, sodat U sy wonder gaan openbaar. Kom ons sing dit lekker saam, Liewe Vader, ons sal moet wonder God, sodat Hy meer kan word. Ons sal moet wonder God, sodat U meer kan word, sodat U gaan openbaar, sodat U Halleluja, U kan sit. Ek wil nie wil doen vanavond. Ek is niks met niemand te doen nie. Net die wil, sodat sy wil in my geopenbaar. Iemand hoor my nie. Sodat die wil van die Here bietjie byswaan aan my geopenbaar kan word. Ek wil groet die ma, die pa van die huisapostel. Ek groet die apostels, pastoor, evangeliste. Ek groet die in die mooi naam van die Here. Sê vir iemand langs aan jou, ek is gebuig, maar nie geknakkie. Here, ek prys U. Halleluja, Jesaja 42 vers 3. Here, ek kan bid U. U moet toch nooit die boodskappe wat die gepreek word sien as maar net 'n geleentheid hier, of kom ek sê so, moet nie dink omdat dit Pinkster is, nou kom jy na kerk toe doelloos nie. Daar's 'n plan met jou lewe vir elke boodskap wat hier gepreek word. En as jy die boodskappe mis, dan mis jy die hand van die Here op jou lewe. Iemand hoor nie wat ek sê nie. Moet nie kyk na die mense, maar kyk na die doel, sodat sy wil. Halleluja. As 'n ou boekie wat hulle het is, down the valley, the mountain Jerusalem. Let's listen to down the Jerusalem. My boodskap vanaand, ek is gebuig, maar nie gebreek nie. 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie. En 'n dowwe lampe sal hy nie uitblus. Weet jy wat beteken 'n riet? Kan iemand op my sê wat sy betekenis van 'n riet? Voor ek gaan preek. 'n riet is 'n lang plant wat gewoonlik langs die water groei, ons weet ons. En die Bybel sê hy is eintlik breekbaar om gebreek te word. Die geestelike betekenis van 'n riet verteenwoordig die mens se lewe, verteenwoordig swakheid, verteenwoordig iemand wat maklik seer kry, verteenwoordig mense wat deur storms gebuig word. 'n riet is iemand wat deur die lewe se storm seer gekry het, wie teleurstelling op die pad gekry het, wie verraai is, wie moeg en moedeloos geword het, wie voel of hy en sy nie meer met die lewe kan aangaan nie. Ek het 'n woord vanaand, al as sy geknak met die asie, gebreek die iemand hoor nie. Here, ek prys U. Ek sien mense het 'n manier om jou te knak, maar dan dink hulle het gebreek. Het jy gesien die verskil wat die rivier maak? As daar 'n storm aankom, dan moet die riet buig, maar dan wil sy die riet het gebreek. O Here,
gebreek het. Die storm moet maar net verby gaan en dan staan dieselfde riep. My finansies het gebuig, maar die Here sê 'n geknakte roep sal ek nie verbreek nie. Iemand hoor nie. Al het hulle gesê die gaan het nie maak nie, en soms laat ons toe dat mense ons buig, maar jy kan toelaat dat hulle jou buig, maar moet net nie laat hulle jou breek nie, want iets wat gebreek is sal altyd 'n kraak hê, maar as die Here vir jou